Ons gaan weer van die begin van die hoofstuk af lees. Net vir konteks. Is nogal belangrik. Ons het laas stil gestaan by vers 1 tot 6 en hoofsaaklik gefokus op die Here se openbaring in die brandende bos. Ons gaan nou kyk na vers 7 tot 12 wat fokus op Moses se roeping. So, kom ons lees saam Eksodus 3 van vers 1 af. En Moses het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian. Toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God by Horeb. Daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. En Moses sê, laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie. Toe die Here sien dat hy nuuskierig nader kom, roep God na hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses. En hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie nader kom nie, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilige grond. Verder sê hy, ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien. En die Here sê, ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is. En ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor. Ja, ek ken hulle smarte. Daarom het ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos en hulle te laat optrek uit daardie land na 'n goeie en wye land, na 'n land wat oorloop van melk en honing, na die woonplek van die Kanaaniete en Hetiete en Amoriete en Feresiete en Jewiete en Jebusiete. En nou, kyk, die jammerklagte van die kinders van Israel het tot by my gekom. Ook het ek die verdrukking gesien waarmee die Egiptenaars hulle verdruk. Gaan dan nou heen, dat ek jou na Farao kan stuur en lei my volk, die kinders van Israel, uit Egipte uit. Maar Moses het tot God gespreek, wie is ek, dat ek na Farao sou gaan, dat ek die kinders van Israel uit Egipte sou lei? En hy antwoord, ek sal met jou wees, en dit sal vir jou 'n teken wees dat ek jou gestuur het. As jy die volk uit Egipte gelei het, sal julle op hierdie berg God dien. Eers dan net tot daar. Ons fokus dan op vers 7 tot 12. So die Here het vir Moses gewys, daar in die brandende bos. Hy is heilig, hy is 'n verterende vuur, maar hy is tog ook onafhanklik in sy verbondsliefde en daarom ook onveranderlik trou. Getrou. Dis wat ons laas gesien het. En die Here gaan dit nou verder wys. Hy is nog steeds heilig, die verterende vuur, en onafhanklik en getrou. En hy wys dit nou in gesprek met Moses. Hy het eers begin deur te sê, hy is die God van Abraham, Isak en Jakob. Dit wys, hy is regtig die God van getroue verbondsliefde. Nou hamer hy dit in vir Moses deur te sê, hy ken sy volk se smarte. En verder, ek gaan jou stuur, Moses. En hierdie gesprek met Moses moet ons wegblaas. God praat met 'n sondaar. Maar hy praat nie net met 'n sondaar nie. Hy roep 'n sondaar na hom toe en gee hom 'n taak. Gaan doen hierdie, ek stuur jou. Dit wat hier aan die gang is, nie net God se woorde nie, maar dit wat hier gebeur, wys reeds op God se goedheid. Sy getrouheid. Hy praat, hy openbaar homself aan 'n mensie. En hy roep daardie mensie vir 'n taak wat net God kan doen. Hoe wonderlik is dit nie? Ons gaan na
in hierdie verse, vers 7 tot 12, kyk na 4 goed. Eerstens, net God kan red. Tweedens, Moses word geroep om te red. Moses sê hy kan nie. En vierde, God beloof hy sal. Net God kan red, Moses word geroep om te red. Moses sê hy kan nie, maar God beloof hy sal. So, God wys daar in vers 7 vir Moses wat ons aan die einde van hoofstuk 2 gesien het. Waar dieselfde woorde, daai onthou, God hoor en hy sien en hy onthou en hy ken, dit wat ons daar aan die einde van hoofstuk 2 gesien het. Hy is die God van die verbond, maar nie net teoreties nie. Hy sê nie net vir Moses, ek is die God van Abraham, Isak en Jakob nie. Hy wys vir Moses, hy is regtig lief vir hierdie mense. Hy gee om. Die God van die brandende doringbos is in sy heiligheid so lief vir hierdie mense in Egipte. In hulle jammerklagte en gesteen en gekreun, al is hulle sondaars. Hy's so lief vir hulle, dat hy hulle in hulle ellende sien. En daardie sien is in hoofletters. Onderstreep, gehighlight, sien. Hy kyk deur jou. Hy sien regtig en hy hoor regtig. Moses kan verseker wees, sy tent se dak en sy volk se dakke is nie te dik vir God om hulle jammerklagte te hoor nie. Saam met daardie gesteen en gekreun terwyl hulle die bakstene maak elke dag in die skroeiende son en sweepslaa met daardie uitroep, o Here help, ek kan nie meer nie. Hy hoor. En hy hoor regtig. Dit kom tot by hom op, sê vers 9. En hy ken. Ons al by hoofstuk 2 se einde was ons gesien, daardie ken is regtig intiem, deurgrond ken. Hy ken jou beter as wat jy jouself ken. In die diepste dele van jou siel sny sy woord oop en hy ken regtig jou ellende. God hoor en onthou en hy sien en hy ken sy volk. En let op daai woordjie in vers 7. Ek het gesien die ellende van my volk. Nie net die volk nie, my volk. Dis God se mense, want hy is die God van die verbond. Hy is die God van Abraham, Isak en Jakob. Hy het beloof, hy sal hulle God wees en hulle sal sy volk wees. Hy ken sy volk. Diep, intiem. Hy is regtig lief vir sy kerk. Toe jy nog in jou sonde geleef het, in ballingskap, in selfregverdiging, in twyfel en angs, en dalk hoerery en leuns, toe jy nog gedink het, ek kan self in trots teen die God van die brandende bos ingaan, en daardie vuur jou begin brand het, jou omstandighede jou op jou oë gedwing het, dat jy vir 'n oomblik, net vir 'n oomblik opgekyk het na die een wat brand in die brandende bos. Nou die God van verlossing het hy regtig hierdie gesê. Toe jy nog vyande van hom was. Hy sê, hy ken jou ellende beter as wat jy dit self ken. Toe God die omstandighede gebruik het om jou op jou knieë te druk, het jy gedink dalk jou ellende is so ver soos jou omstandighede. Maar God het die dieper daarvan gesien. Hy het gesien, jou ellende is jou slawerny aan jou sonde. Hy het die sonde gesien waarin jy nog nie eens gedink het nie. En hy het jou klagte gehoor. Selfs al was jou klagte saam met soveel onkunde. Hy ken jou smart.
baie beter as wat jy dit self ken. En vir jou as individu, maar ook vir die kerk, die Here sien en hoor en ken sy bruid, wat ook in die modder gaan rol het met haar skoon klere aan, wat begin val het vir die leuns van 'n ander man, en toe in die ergste slawerny ingeval het. Ook nou, as Here Jesus ken sy bruid in die grootste liefde, hy ken die ellende van die kerk wat besig is om haarself te vernietig in allerhande dwalings. En hy is lief vir sy kerk. Oneindig lief, so lief, dat hy haar nie net hoor nie, maar daadwerklik uitred. In 'n groter verlossing as wat ons ooit sal kan dink. Omdat hy die God is van verbond, is hy ook die God van groot verlossing. En daarom sê hy in vers 8, daarom het ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos. God gaan sy volk uit die Egiptenaars se hand uitgryp. Hy gaan doen wat Moses nie kon doen nie, daar in hoofstuk 2, toe hy die Egiptenaar doodgemaak het. Moses kon nie die volk red nie. Hy kon nie eers die Egiptenaar red wat die Hebreër red wat die Egiptenaar doodgemaak het nie. En daarbey het die volk toe gedink hy's 'n moordenaar. En later sien ons dan in hoofstuk 2, Moses gaan nog steeds as 'n skadu van Christus voort om te verlos. Waar die woordjie verlos juis word daar gebruik aan die einde van hoofstuk 2, toe hy daai vroue verlos van die boelie veewagters. Hy verlos, hy gaan nog steeds aan, maar nog steeds, Moses is nie die verlosser van hierdie volk nie. Hy kon nie dit doen nie. Want weer eens, hierdie is nie Moses se storie nie, en Moses moet dit sien. Hierdie is God se storie. Hy gaan hulle uit die hand van die Egiptenaars uitred en hulle uit slawerny laat uittrek. Maar dis nie al nie. Hy gaan hulle nie net uitred uit Egipte nie, hy gaan hulle verlos, maar hulle ook laat optrek uit daardie land na 'n goeie en wye land, 'n land wat oorloop van melk en honing. Die Here wys vir Moses, dit gaan nie oor hom nie, dit kan nie hy wees nie, maar nog verder, die verlossing wat hier ter sprake is, veel groter as waarin hy kon dink. Hy gaan hulle verlos na 'n land wat oorloop van melk en honing. God red nie net uit slawerny nie, hy gaan verder, hy red altyd na iets toe. Na heerlikheid toe. Hy vat nie net sonde en slawerny daarin weg nie, hy bring jou in 'n nuwe plek in, hy red jou na sy land toe. Die volk het nie net uit Egipte getrek en toe nou net, hulle was 40 jaar in die woestyn, maar God los hulle nie net daar nie. Hy bring hulle na sy land toe. En dis nie net sommer enige land nie, dis 'n land waarin 6 verskillende volke woon, sê vers 8. Dis daarom 'n wye land. Daardie 6 volke gaan verwyder word en dit gaan die land wees van sy volk. Dis 'n land met plek vir baie mense. 'n land waarin daar oorvloed gaan wees, 'n land waarin die beloftes gaan waar word nog meer, dat Abraham se nageslag gaan wees soos die sand van die see en die sterre van die hemel. 'n Goeie land. Melk en honing sê, daar moet weiding wees, daar moet plante wees, in oorvloed. 'n land wat oorloop van melk en honing. Oorvloed. En wat maak daardie land so 'n goeie en wye, vol land? Wel, wat maak die grond waarop Moses staan heilig?
Dis God se teenwoordigheid. God self gaan by hulle in daardie land wees. En dis hoekom die land so goed is. Dis nie die land self wat goedheid in homself het nie. Dis 'n goeie land, want God gaan by sy volk wees. Hulle gaan in daardie land God ken. Die honing en die melk is maar net die lekkernye wat moontlik is omdat daar 'n veel groter seën is om God te ken. God kan enige oomblik daardie melk en honing wegvat uit daardie land, maar dit gaan goed wees. Die volk gaan dit proe want hy self gaan by hulle woon as hulle God en hulle gaan sy volk wees. Die God van oorvloed wat brand sonder dat die bos opbrand, gaan by hulle daar wees. En daarom is dit 'n land van oorvloed. Van die God van die land brand nie op nie. Hy gebruik nie die hulpbronne van die land om aan te hou brand nie. Hy is die God van oorvloed. En kyk hoe het God sy volk daar gebring. Om sy volk na hom toe te bring, uit Egipte land, uit slawerny en sonde uit, na hom toe, het hy neergedaal na Egipte toe, sê vers 8. Neergedaal. Hy het in sy verbondsliefde van regtige omgee, laag neergesak, om sy volk te ken in hulle ellende. Goed is dit nie. Dis wat Psalm 113 sê, wees soos die Here ons God wat hoog woon, wat die vuurbos wys, hy is die heilige God wat Moses mag nie naderkom nie, wat hoog woon, maar ook wat laag neersien in die hemel en op die aarde. Die heilige God daal neer, sodat hy gemeenskap met sy volk kan hê. Wees soos U, o Here ons God. Dit wat hy doen om sy volk te red, is amper asof hy self mens gaan word, om dit te doen. En dis presies wat hy gedoen het. Ons Here Jesus wat met Moses praat, die engel van die Here sê in Johannes 3 vers 13, niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het. Naamlik die seun van die mens wat in die hemel is. In Johannes 6 vers 38, want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Hy wat met Moses praat, het neergedaal. Hy, die heilige in die brandende bos. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan mense gelyk geword, en in gedaante gevind as 'n mens het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood, ja die dood van die kruis. Prys die Here. God daal neer as mens. Moses moes hier, die volk moes hier iets van dit reeds gesien het. God gaan self neerdaal. Hy het en hy sal uiteindelik in volheid self neerdaal om sy volk te red. Hy word mens sodat hy jou uit die dieptes van die doderyk kan uittrek en jou nie net los in middelpunt nie, jou bring na sy heilige berg en na sy woninge, die land wat oorloop van melk en honing. Hy word mens sodat hy as mens die mens kan bring na 'n plek waar net hy kan gaan. Die berg van God. Die land van oorvloed waar God is.
Hy trek jou uit die put en hy los jou nie net langs die put nie. Hy roep jou na hom toe, dat jy gemeenskap met hom kan hê. Daar is nie 'n neutrale punt nie. Daar is nie 'n nulpunt nie. Hy red jou nie net van -1000 na 0 toe nie. Hy red jou van -1000 na +10.000. Hy red jou in sy huisgesin in, waar jy saam met ander sy goedheid kan smaak. Omdat hy lewe in homself is, bring hy jou na 'n regtige lewe toe. Hy maak nie net dat jy nie dood is nie. Hy bring jou by regtige lewe. Lewe, soos wat ons sien in melk en heuning. Regtige lewe in oorvloed. Dis wat ons Here Jesus sê, dat ons lewe in oorvloed kan hê by hom. Dis wat jy het in ons Here Jesus. Dis waar jy is en wat jy het. Jy het alles. Want jy het hierdie God self. Hy is jou deel tot in ewigheid. Jy het alles. Maar goed, God daal neer om sy volk te red, na sy land toe in gemeenskap met hom. Maar omdat hy in sy wysheid besluit het om nog nie mens te word nie, het hy besluit om neer te daal na Egipte om sy volk te verlos deur 'n mens, Moses. En daarom stuur hy vir Moses. Hy herhaal eers weer vir Moses wie hy is in sy barmhartige verbondsliefde, vers 9, en nou kyk, die jammerklagte van die kinders van Israel het tot by my gekom, ook het ek die verdrukking gesien waarmee die Egiptenaars hulle verdruk. Dis die basis van Moses se roeping. God is lief vir sy volk. Is nie Moses se liefde nie, God se liefde. Moses moet dit verstaan. Maar goed, dan kom die roeping in vers 10. Gaan dan nou heen, dat ek jou na Farao kan stuur, en lei my volk, die kinders van Israel, uit Egipte uit. Of, kom, ek sal jou stuur. Jy sal verwag na alles wat die Here nou al vir Moses gewys het, en wat hy gesê het tot by vers 9, God gaan die een wees wat met Farao gaan praat. God gaan self neerdal, soos hy sê, maar nee, Moses moet gaan, 'n mens moet gaan. God daal neer, maar verlossing uit Egipte moet deur 'n mens gebeur, 'n middelaar tussen God en sy volk. En dis presies wat ons sien reg deur die skrif wat gebeur. God self daal neer en hy bewerk redding en hy doen soos hy gesê het, maar daarvoor gebruik hy altyd mense. Hy gebruik vroedvroue. Hy gebruik Moses se ma en Moses se suster en Farao se dogter. Hy gebruik profete uit verskillende omstandighede. Hy gebruik konings. Hy gebruik priesters wat hy aanstel. Regter die skrif is daar hierdie spanning van God sê hy gaan self kom red, maar elke keer gebruik hy mense om te red. Totdat hy uiteindelik regtig self mens word en neerdal om sy volk van hulle sondes te verlos en te bring na sy heilige berg. So Jesus sê vir Moses, gaan wees soos wat ek gaan wees. Gaan wees die mens wat my volk verlos terwyl ek verlos. Moses is deur sy hele lewe tot hier 80 jaar voorberei om 'n skaduwee, 'n tipe te wees van Jesus, die verlosser van Israel. En dit is 'n geweldige taak. Om uitgestuur te word om voor die
magtigste vyand op aarde te gaan staan. En ja, dit is wat Farao was. Sy mag was regtig wyd. Hy was die wêreldheerser. En hier sê die Here Jesus vir Moses, gaan na hom toe, na Farao toe, die koning van die grafland, en lei my volk uit sy land uit. Dis onmoontlik. Hy sê eintlik vir Moses, gaan doen wat net ek kan doen. Gaan na die magtigste man op aarde, en lei my volk van 2 miljoen, 3 miljoen uit sy hand uit. Maar tog kry Moses hierdie taak. Hy moet dit gaan doen. En ja, ons Here Jesus het mens geword. Hy self, God self word mens om sy volk te gaan verlos, maar dan na sy koms, dan sien ons, hy doen dit steeds. Hy gebruik nog steeds mense. Hy roep steeds, na sy koms, sy 12 disippels om apostels te wees, uitgestuurde soos Moses. Jesus kon net voor sy hemelvaart gesê het, hy gaan die evangelie net broadcast. Hy kom ons radio of TV gebruik het, om die evangelie self te verkondig oor die wêreld. Maar hy het nie. Jesus gebruik steeds sy diensknegte om sy wil te laat geskied op hierdie aarde, omdat hulle moet wees soos wat hy is. En net so, ja, kry elke gelowige ook hierdie 2 roepings van Moses. Eers net die roeping uit God se liefde om in hom te glo. By die naam, hy roep jou na hom toe soos wat hy Moses roep daar uit die doringbos. Hy roep jou na hom toe dat jy hom kan aanskou in wie hy is. Hy roep jou dat jy kan kyk na die kruis, sy leë graf en die heerlikheid daarin. Hy roep jou, sê kom na my toe, al is hy die vuur in die brandende bos. Maar dan roep hy jou ook om soos hy te word. In 'n spesifieke roepingstaak. Hy roep jou na hom toe, en by hom roep hy jou dat jy soos hy word in 'n spesifieke roepingstaak. Hy roep jou in die taak waarin jy die meeste van jou tyd spandeer, jou besigheid, jou beroep. So kom ons dit 'n beroep noem. Jesus stuur jou na dit waarmee jy jou nou moet besig hou. Hy roep jou om 'n ma te wees. Om 'n lidmaat van hierdie gemeente te wees. Hy roep jou om oupa te wees, om student te wees, om besigheidseienaar te wees, om ingenieur te wees, onderwyser, wat ook al, dit wat die Here op enige gegeewe oomblik in jou lewe van jou verwag, dis jou roeping. God roep jou daartoe. En dit begin ook nie eers as jy geld verdien nie. Waar jy ook al is, as God jou 'n taak gee om te doen, ook as kind in jou pa se huis, God roep jou daartoe. Ja, al praat die Here nie met ons in die brandende bos in ons tuin nie. Hy roep jou na hom toe en dan in sy diens. Weet julle, ons sien dit so om ons in 'n samelewing wat al hoe verder weg beweeg van die brandende bos af. Daar's net 0 roepingsbesef. Dat God die een is wat my hier gesit het met die taak om môreoggend op te staan. Jy kan hoeveel geld voor mense se neuse hou. Luiheid en getrouheid in werk val uiteindelik in groot skaal op die grond, want geld is nie die God van die brandende bos nie.
geld raak op. En nie die een in die brandende bos nie. In elk geval, God roep Moses vir hierdie taak. En gelowiges kry ook 'n taak. Om soos Jesus te wees. En is so goed, God gebruik sondaars om sy wil te bewerk. Dit is so goed, dat ons kan deel wees daarvan. Of jy nou sendeling is, en of jy nou hare sny, God gebruik sondaars om sy wil te bewerk. Nou aanvanklik het dit gelyk of Moses bereid is om te gaan. Moses sê vir die Here, hier is ek. En dis 'n antwoord van, ja Here. Maar ook elke keer as jy daai frase kry, hier is ek in die skrif, dan gaan dit saam met, ek is reg, Here, stuur my. So Samuel en Jesaja. Moses wys dat hy ook reg is om God se knegt te wees, as hy in aanbidding neerbuk, toe hy sy skoene uittrek. Hy's reg, stuur my, Here. Maar toe Moses nou presies die taak hoor, is hy nie meer so seker nie. Ekskuus. Hy het ook te vinnig en te gretig ja gesê. En Moses vra van hoofstuk 3 af verder, uiteindelik vir die Here 5 vrae. Maar die eerste vraag is baie anders as die vraag wat later kom. Ons sal nog daarby uitkom. Die eerste vraag wat hy vra dan, is, wie is ek? Dat ek na Farao sou gaan, en dat ek die kinders van Israel uit Egipte sou lei. Wie is ek? Net 'n kantnota. Die volgende vraag is, wie is u? Eers vra Moses, wie is ek? En dan vra hy, wie is u? En daai twee vrae dis so krities, belangrik vir enige iemand wat sy roeping moet verstaan, is ordentlike mensbeskouing en ordentlike godsbeskouing. Dis Calvin begin die institusie met dit. Ek kan niks wees, niks doen as ek nie dit verstaan nie. Wie is ek en wie is God? Maar Moses maak met hierdie vraag ook 'n stelling. Dit gaan nie so seer oor wie hy is as Moses nie. Hy sê, ek is nie in staat om hierdie werk te doen nie. Ek kan nie. Dis 'n belydenis van sy kleinheid. En dis ook wat ons sien elke keer wat saamgaan met hierdie hier is ek, as die Here aan iemand verskyn, dan is dit wat gebeur. Die persoon wat die heerlikheid van die engel van die Here sien, sê ek kan nie, ek is 'n wurm, ek's niks. En dis wat Moses daarmee sê, ek kan nie. Wie is ek nou om hierdie groot taak aan te pak? En ek kan regtig nie, ek het nie die vermoë nie. Hoe gaan hy, die vlugteling vyand uit Egipte, en nou 'n skaapherder, in die eerste plek in die magtigste man op aarde se paleis instap? En hy's nie net Egipte se vyand nie. Hy is die laagste skuim in Egipte, 'n skaapherder. Hulle spoeg op skaapherders. So hoe gaan hy na die Farao toe gaan? En hoe gaan hy in die tweede plek, iemand wat deur sy volk verwerp is as leier, enigsins daardie mense ooreed om saam met hom te kom? Hoe gaan hy 600,000 mans, en dan nog vroue en kinders, uit Egipte kry? Dis onmoontlik. Moses sê, Here, ek is 'n swak sondaar. Hoe kan u my gebruik? Weet julle, dis juis wat hom laat kwalifiseer vir die job. Want Moses moet minder en die engel van die Here moet meer. Hierdie is God se storie en nie Moses se nie. Jy is oud en swak en bang, Moses, perfek, gaan.
Want jy moet minder en God moet meer. Gelowige, dit maak nie saak wat jou swakhede is nie. Dis juist die punt. Jy is swak en God is sterk. Natuurlik is dit onmoontlik om kinders op te voed in die vrese van die Here se naam, as jy self 'n sondaar is. Hoe op dese aarde gaan dit gebeur? Jy kan nie. Natuurlik is dit onmoontlik om 'n man te wees wat lief is vir sy vrou, soos Christus lief is vir sy kerk. Hoe kan enige man dit regkry? Natuurlik is dit onmoontlik om elke oggend op te staan en geld te verdien as jy in 'n gefalle wêreld bly waar dit voel of alles teen jou werk. Natuurlik is dit onmoontlik as daar dorings en distels is. Maar die opdragte wat die Here vir jou gee, elkeen van jou opdragte in jou roepingstaak, moet juist dit vir jou wys. Jy kan nie. Jy kan nie self nie. Jy kan nie eers een tree gee in die regte rigting nie. Jy kan nie eers een sinnetjie reg praat nie. Dis wanneer 'n gelowige dit besef, dat vers 12 net so soet is. En hy antwoord Moses, ek sal met jou wees. Ek sal met jou wees. God sê nie vir Moses, nee man Moses, jy's die regte ou vir die job nie. Ek het na jou CV gekyk en jy's perfek. En daar was 'n paar goed op Moses se CV wat om definitief voorberei het vir hierdie taak. Die Here kon dit vir Moses gesê het. Moses, jy's in Egipte opgelei, jy's daarom perfek om na die Egiptenaars toe te gaan. Moses, jy's 'n Hebreër wat die volk kan uitlei. Moses, jy's 'n skaapherder gewees vir 40 jaar, daarom moet jy 'n herder gaan wees vir my volk. Maar hy's in 'n sekere sin is hy die enigste man wat hierdie kon doen, hierdie taak. Maar dis nie wat die Here vir hom sê nie. Hy antwoord eintlik nie Moses se vraag van wie is ek nie. Nee, hy sê weer vir Moses, wie is hy? Dis op al Moses se vrae is dit die antwoord. Wie is hy? Moses sê, ek kan nie die verlosser wees nie, en die Here sê, jy is nie, ek is. Ek is met jou. Daai Hebreëse woordjie daar, wat ons vertaal met ek is reeds dieselfde woordjie as in vers 14. Ek is, wat ek is. Ek is met jou, God in alles wat hy is, as die ewige en onafhanklike en oneindige en heilige en almagtige en liefdevolle verbondsgod, gaan langs en in en voor en bo en onder en agter jou wees, Moses. Gelowige, dis vir jou ook waar. Dit wat die Here vir Joshua sê met sy roeping in Joshua 1 vers 5, soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Die Hebreërs skrywer vat daai woorde net so en sê, dis op elke gelowige van toepassing. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. En daarom sê Jesaja 41 vers 10, vir elke gelowige, wees nie, bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God, ek versterk jou, ek help ek jou, ek ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Jesus sê dit vir sy apostels daar in Matteus 28 vers 20, met die taak om die evangelie te gaan verkondig aan die nasies, 'n onmoontlike taak.
kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. God wil hê jy moet sien, ja, jou roeping lyk totaal onmoontlik. Van gehoorsaamheid aan God se gebooie tot jou spesifieke taak by die werk of in die huis, sodat jy kan sien, dis alles hy. Daarom die opdrag, werk julle eie heil uit met vrees en bewing, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Doen dit, want dis nie jy nie, dis hy. Doen alles met ywer, want hy is met jou. Nou, daai frase, God is met jou, dit kan so afgesaag raak, omdat ons dit dalk gebruik sonder dat ons behoorlik daardeur dink, of dat ons dit gebruik in die sin dat ek is tot al my drome in staat deur Christus wat my krag gee. Alles wat ek wil. Dis soos wat ons baie keer maak met daai frase van God is met jou, of daai versie Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee, is soos die Here openbaar hom aan Moses hier. En dan gaan hy terug en hy gaan pas die skape op en hy sê, God is met my. En ek is tot hierdie skaapwagtery in staat deur Christus wat my krag gee. Terwyl dit nie is waartoe die Here hom roep nie. Sien raak wat Moses moet sien. Hierdie is nie jou storie nie. Hierdie is God se storie. Jy's 'n knegg om God te eer in jou taak wat hy vir jou gee. Daarin is die troos in hierdie woorde. God is met jou. Preek dit vir jouself oor en oor. As jy met angs sukkel, as jy totaal onbekwaam voel, as jy nutteloos voel, as jy voel om op te gee in jou taak, as jy begin twyfel, as jy trots raak en dink jy kan self en dan val jy. As jy volhard in 'n sonde en die bos begin jou brand, preek dit vir jou. God is met jou. Bedink dit, bepeins dit. Soos 2 Korintiërs 3 vers 4 en 5 dan sê, so 'n vertroue het ons deur Christus by God, nie dat ons uit onsself bekwame is nie, om iets uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God. Dis nie jy nie, dis alles Jesus. Nou die Here stop nie net daar met Moses nie. Moses se vraag het ook gesê, ek soek sekerheid, Here, want wie is ek? Hoe moet ek nou hierdie taak doen sonder dat ek seker kan wees? Dat ek dit sal kan doen. En dan gee die Here vir hom 'n teken van sekerheid. En dit sal vir jou 'n teken wees dat ek jou gestuur het. As jy die volk uit Egipte gelei het, sal julle op hierdie berg God dien. Nou wat vreemd is van hierdie teken van sekerheid is dat dit in die toekoms is. Hierdie teken gaan eers gesien word as Moses sy taak klaar gemaak het. Die sukses van sy roeping is dus die teken van sekerheid dat hy sy roeping moet voltooi. Moses sou sekerlik 'n ander teken wou gehad het, soos wat Gideon dalk gekry het later. Maar hy doen nie. So hoe is hierdie bemoediging vir Moses? As hy die teken eers gaan sien as hy dit klaar gedoen het. Wel, die belofte van God self is die teken. Dit is die sekerheid. Dit sê, glo die belofte. Dit is die teken van sekerheid. Dit sê, Moses, jy kan seker wees deur te glo wat ek vir jou sê. Daarin is die sekerheid.
God self wat sy belofte gee. Want dis hy waarin alle sekerheid lê. Dis hy wat homself aan Moses openbaar. Hy is die een wat die bos nie opbrand nie. En daarom is alles afhanklik van hom. En daarom is alle sekerheid net in hom. Kyk na die toekoms vir sekerheid vir dit wat jy nou moet doen, want God het dit gesê. Moses moes dit toepas wat hy volgens Hebreërs 11 gedoen het voordat hy gevlug het. Hy het geglo. Hy het geglo in die beloftes van Christus, in wie alle sekerheid van alle beloftes saamtrek. Hebreërs 11 vers 1 sê, wat is hierdie geloof? Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, en dan hoor hierdie woorde, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. 'n Bewys vir die taak wat jy nou moet doen. Geloof is die bewys wat jy nodig het om nou gehoorsaam te wees. Dit in geloof sê, is alles Jesus. Dis nie ek nie, dis hy. Jy sien nie uiteindelik die voltooiing van die taak nie. Jy sien dit nie, maar dis gesetel in God self, dat al sy beloftes alleen in hom waarin vas is. En die belofte wat die Here hier gee vir Moses, is ook net so goed, dis wat hy in vers 8 ook gesê het, hy gaan die volk uitlei uit Egipte, en hulle gaan by daardie berg kom om hom te aanbid. Hulle gaan uit Egipte gebring word, na aanbidding toe. Hy gaan sy volk van slawerny verlos, maar weer eens tot iets anders, aanbidding op sy berg. En as ek my ook in Jesaja 7 vers 14 sê, daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Dis die belofte van God self. Dis die teken. Immanuel, God is met jou. God is met ons. Dis die teken. Dis waarin ons sekerheid is. God self. Ons kan daarom selfs met meer sekerheid werk as Moses, want ons kan terugkyk na die volle teken van God se nabyheid, want hy het mens geword, hy is met ons. Daarin kan ons vorentoe kyk na God se ander beloftes. Glo dit. Glo hom wat met jou praat. Jy kan alles doen waartoe hy jou roep, want hy sal dit nie net doen nie, maar hy het dit alles gedoen. Hy het dit in jou plek gedoen. Aanskou hom en gaan dan heen. Amen.